Welkom by Koffie vir Twee, waar moederskap, vrouwees, huwelik en totale chaos saam bestaan. Dis regte lewe, dis lag terwyl jy huil, dit is koffie vir twee. Hare voel vir my ligter nou. Regtig? Ja, soos die highlights is soos ligter as Maar wat die dit vorige keer toe ek gaan kleer het sy gesê maar hy het gesukkel om te lig, meer as wat dit gesukkel het in my swangerskap. Toe sê ek, dit maak nie sin nie, want eintlik mos as jy hare in swangerskap gaan kleer, dan kan dit soos, as jy bleach, kan dit 'n weird kleur uitkom of wat ook al. Maar die vorige keer wat ek gaan kleer het dit actually meer gesukkel om te kleer as wat dit in my swangerskap het. Dankie. Okay, so, welkom by episode 28 van Koffie vir Twee. Dankie. Vandag doen ons 'n bietjie van 'n live update, want ek voel daar die laaste, ek wil sê 3 weke. Eintlik die laaste maand. maar eintlik nou dat jy daaraan dink, want jy het in die vorige episode gesê vandat Bernard teruggekom het en toe praat ons soos asof dit soos 'n maand terug is, maar eintlik is Bernard nie amper 2 maande hier nie. Nee, hy het in Julie, iewers in middel Julie, toe land hy. Regtig? Hoekom het ek gevoel hy het begin Julie geland en ons is nou amper begin September nou. Hy is seker net oor 'n maand hierso. Ek dink hy is al 2 maande hier. Hy was 'n weekie. Soos hy die Saterdag geland, daai donderdag, soos die volgende donderdag, toe begin alles. Ja, nee, maar ewen die week voordat hy geland het, dit was die week wat ons in die huis gebly het, wat alles net is, wat alles letterlik begin gebeur Ek het. voel hierdie is die eerste week, soos Normale week. wel, normaal is 'n relatiewe begrip, maar soos, wat dit net, hallo. So ek het gedink, ons kan of, ek het ChatGPT eintlik gevra vir 'n struktuur, want ek voel daar so baie goed wat gebeur het, ek weet nie waar ons gaan begin nie. So ek het gedink, ons kan begin deur ons gee 'n motherhood update, en dan gee ons soos 'n marriage update, en dan hierso 'n faith update, en dan soos 'n, kan ons praat oor soos werk en daai tipe van goed. So, ja, want soos ek sê, daar het so baie Kan goed ek net sê, welkom terug vir ons bekers. Ja, die Dis nou weer somer. Dis weer somer, so ons het nou weer ons lekker groot bekers. Ja. Ek moet sê ek het hierdie bekers gemis. En dis eintlik vir my so weird, soos ek weet nie of jy kan relate nie, maar in my kop link ek sekere goed. So sê nou maar hierdie bekers link ek met 'n sekere tyd postpartum toe ons met die podcast begin het. En in daai stadium het ek eintlik mentally gevoel ek doen sleg, maar as ek nou terugdink aan daai tyd, dan bring hierdie bekers eintlik vir my 'n baie goeie memory terug. Ek weet nie of dit sin maak nie. Ja. As ek hierdie bekers sien, dan dink ek eintlik nou, soos dit bring 'n goeie memory vir my terug. Ek is bly. So, As ek hierdie week sien, dan dink ek aan soos die heel eerste episode wat ons gedoen het. Nee, maar dit was nog nie. Dit was nie ons, dit was soos in ons tweede of derde episode dink ek. Ja. Maar ja, nee, ons het al baie ver gekom. Ek dink net aan soos toe ons daar op die bed nog gesit het. Onthou die een keer toe was jou pa besig om te werk of iets. Michael sê nog vir my daai kabel wat daar hang, hy soos Anke, dit lyk blerry sleg, maar in elk geval. Maar ek dink dit is ook nou net weer so 'n ding van soos moenie wag dat alles perfek is. As jy 'n droom het, as jy goals het, moenie wag dat alles perfek is vir jou om te begin nie. Just Ek dink as ons ewen moes wag vir lewe om soos rustig te wees vir ons om die podcast te begin, sou ons dit nooit begin het nie, want kyk wat het die laaste paar maande gebeur. Okay, so kom ons begin by 'n motherhood update. Wat sal jy sê, waar is jy nou in motherhood? Soos hoe gaan dit vir jou? Wat is jou updates met die kleintjies? Ek weet nie eintlik nie. Malachi slaap in sy groot seentjie bed Dis vir die baie eerste cute. gedeelte van die aand, en dan klim myself af en dan kom klim by Bernard in. Want sy bed is so saam met ons in die kamer. Ek kry dit nog nie oor my hart om hulle in hulle eie kamer te sit nie. Iemand het my nou die dag gevra, toe hulle soos wanneer gaan jy vir Kyra uit die kamer uitskuif? Toe sê ek soos wat? Wat bedoel jy, sy gaan uit die kamer uit? Sy is nog baie klein, soos waaroor praat jy?
Ja, ek weet nie, dit voel net vir my soos elke keer as ek dink aan dit, as ek soos maar hulle is so klein vir so hulle is klein vir so kort rukkie. Ja, ek stem saam En met jou. dis ek soos ek worry nie, soos want ek gaan terugkyk en so sê ek is baie bly hulle het saam met my in die bed geslaap of wat ook al. Nina drink bietjie minder in die aand, maar sy wil net elke aand snuggle. So as Malachi dan by Bernard in die bed klim, gaan tel ek vir Nina op as sy hulle gaan lê ons op Malachi se bed. So ja, ek het my pilletjies draai los. My 'n vriendin van my noem dit my happy pills. Ek het dit draai los. Ek het dit gelos. 'n maand voordat Bernard gekom het, toe gaan ek oor na soos 'n halwe pilletjie toe want dis wat hulle sê jy moet doen om soos van dit af te kom. Jy moet half soos aftyper van dit af, jy kan dit nie net los nie. So dis ek vir meer as 'n maand lank wat ek net 'n halwe pilletjie gedrink het en toe stop ek dit en toe sê ek so toe het ek nie eers weer 'n halwe pilletjie gedrink om op te kom, toe dink ek sommer hele pil. En hoe voel jy nou? Baie beter. Baie beter. So ja. Ja, dit is eintlik ook iets waarop ek wou hê ons moes update is tog soos ons het gesê ons gaan oor 6 maande update gee oor die Esperide en soos die ander pilletjies waarop jy is en ja, ek weet nie, ek's nog steeds nie soos my Esperide is eintlik na amper op en vanoggend toe dink ek gaan seker weer vir die dokter moet vra vir 'n voorskrif. Maar ek het jou mos vertel die vorige keer wat ek vir gevra het vir 'n voorskrif. Toe sê sy hoor jy as goed nie reg is nie, kom terug in laat ons soos kyk of wat ook al. Maar ek het net nie die kapasiteit in my om nou weer daar te gaan sit en nou weer die hele storie oor te vertel en te verstaan ek's nie ek Maar sê kan jy lus nie vir dit daai online ding doen nie? Die ding is, ja, ek kan, ek moet dit eintlik nog uitsorteer, want ek is mos nie op die app vir een of ander rede nie. So hulle het net vir Michael en vir Kyra op die app, so ek kan nie 'n online consultation op die Bonitas app doen nie. So ek moet dit eintlik nog uitsorteer, maar dalk sal ek dit dan try. Die enigste ding is, nommer 1, ek sien regtig lus om nou weer, soos ek voel regtig, ek begin nou weer bietjie op 'n beter plek kom, dat ek nie regtig lus is om nou dit weer te gaan staan en oopkrap nie, as jy verstaan wat ek sê. Maar ja, eintlik wat ek op 'n ligter noot, wat ek jou eintlik wou gevra het, hoe gaan dit met Nancy en met solids? Soos hoe gaan dit aan en Goed, die alles? girl chow enigiets. Dis seker hoekom sy minder drink ook deur die aand. Ja. Dink jy? Ek dink so, want deur die dag sy eet steak. Sy eet. Sy like steak nogals regtig baie. En die ding is, sodra jy soos iets van haar, as sy kom en sy eet 'n stukkie vleis, nê? Want obviously sy het nog nie tande nie, so sy tel net die juice uit. En dan as jy dit van haar wegvat, dan gil daai kind asof soos Ek het dit al gesien, dis baie funny, dis baie. en dan gee haar 'n stukkie steak terug en sy weer happy. So ja, die girl chow enigiets. Ja, ek weet nie, ek dink dit gaan goed. Ek voel met haar is ek baie meer relaxed. Soos obviously sal ek nou nie vir haar soos blueberries gee. Wel, unsupervised nie. Maar Malachi is 'n picky eater. Soos Ja, Nina eet enige ding eintlik nou dat so sy's regtig nie picky nie. Sy sal enige ding kan eet ek wat iets jy sê, wil maar eet. hulle gaan my seker nou weer so is. Vlek gee of wat ek al. Maar Nina het nou die dag te kruip sy en toe ek vir haar kyk, toe is haar mond so swart hierso. En ek is soos, girl, wat die hel het jy geëet? Toe het sy jou duifpoep geëet. Dit was disgusting. So ja, die girl eet enigiets. Sy sit alles in haar mond. Ja. Nee, met Kyra ook. Ek dink dit begin nou bietjie beter raak. So ons het nou die dag vir haar Marie koekie gegee. En ek dink omdat sy so baie van die smaak gehou het, het dit haar nou geleer, okay, wat ook al in, want dis die eerste keer wat sy regtig wat ook al in haar hand is in haar mond sit. Soos ander kere sal sy die ding soos bekyk in haar hand en sy sal hom draai en hom breek en whatever. Maar ek dink omdat die koekie nou so lekker was, het sy hom actually geëet en dit het haar nou eintlik gehelp om te besef, okay, wat ook al in my hand is, moet ek in my mond sit vir my om dit so te enjoy, verstaan? So vanoggend het ek vir haar 'n bietjie eier en avo en ons het vir haar kaas gegee vanoggend en sy love dit. Sy love kaas. Maar ja, ek dink as ek op die oomblik aan moederskap, soos waar ek nou is, sal ek sê dit het baie makliker geword. Soos ek's nou in 'n goeie headspace met ma wees, sal ek sê. Soos dit is nie vir my meer soos as ek nou moet try dink wat vir my moeilik is aan dit, is daar nie op die oomblik iets wat vir my super moeilik is as dit kom by ek wat haar ma moet wees. Ja, ek weet nie of dit sin maak nie. Ja. Soos dit voel regtig net. Iemand het nou die dag ook vir my gevra soos wat se raad of iets sal jy vir iemand gee wat nou 'n newborn het.
En dis regtig net soos ek het toe ek in die newborn fase was dit baie geloof, soos ek was soos hoe kan jy soos 'n ander fase meer geniet as dit, maar waar ek nou is, voel dit regtig soos ek wil net vir daai persoon wie ek was, sê hoorie dit raak regtig beter en soos dit raak net lekkerder en ja, so ek dink ek's in 'n goeie headspace met motherhood op die oomblik. Maar En daar's jy borsvoed nog? Ja, ek borsvoed nog steeds exclusively borsvoed, niks van 'n bottel nie. Ek het 'n sippie kap ook getraai, sy wil nie 'n sippie kap drink nie. So eerlikwaar het ek nou, ek gaan nie meer pressure op myself sit om nou bottels te traai en goed nie. Ek gaan nou maar aanhou borsvoed totdat soos ek nie meer gaan borsvoed nie, verstaan? En jy? Ja, ek wel Nina drink nog bottel deur die dag. So jy pomp. Ja, ek pomp en dan kry sy een formele bottel in die aand. En dan as sy wakker word deur die aand dan borsvoed ek haar. Ja, Kyra drink nog verskriklik baie deur die aand. Ek sien die laaste paar dae het ek nie vir groente in die middag gegee nie. So nou wonder ek is dit want dit voel vir my die laaste tyd drink sy ekstra meer in die aand as wat sy altyd het. Wow. Soos ek dink sy het gisteraan so 5 keer wakker geword om te drink. So ja, ek weet nie, ons sal nou maar sien, maar ek moet sê die eet begin nou bietjie beter te gaan. So oor die algemeen sal jy sê ons altyd is op 'n goeie plek met motherhood op die oomblik. Ek dink nie daar's iets waarmee jy gesê het soos jy geniet die fase waar sy nou is. Ek onthou met Melly, soos almal het my gevra toe hy soos nou kom ons sê 6 maande oud is, mis jy nie die newborn fase? En dan sê ek soos die newborn fase was vir my lekker, maar elke fase is vir my soos ekstra lekker. So toe hy 9 maande oud is, toe die 9 maande vir my lekkerder as wat die 6 maande was. En soos ek love hom, soos ek mis toe hy 'n baba was en ek kon net wat ek wil. Hy's nou baie, hy's nog steeds slankelie, maar ek love hom nou want nou begin hy soos sy eie mensie wees. Yes, die kind is hootie. Ja. Maar ek dink dit is baie waar, soos ek onthou toe ek in die newborn fase was so duidelik dat ek wou nie soos gehad het dit moes verbygaan nie, want ek was soos hierdie is my favourite fase, maar die ding is ek het toe nog niks anders experience om dit te kon vergelyk nie. Waar nou die newborn fase was vir my soos amazing. Maar soos jy sê elke fase is asof dit net beter raak en jy soos jy regtig begin jouself leer ken as 'n ma. So ek voel ook jy's baie meer confident in soos hoe jy jou kind. Jy kry jou nuwe soos ritme, verstaan? Soos jy begin nou half uitfigure, okay, wel met Nina soos okay, ek weet sy moet 2 keer 'n dag slaap en ek weet sy moet sekere goeders doen, hier is die tye en hier is wanneer sy honger is. So ek dink dit in die begin kan baie overwhelming wees want jy leer 'n nuwe mens ken. Dis letterlik wat ek Wat is daai wat ek vir jou gesê het van onthou het ek toe is daai toe lag ek en jy oor van die A Stranger in the Hospital. O ja. Ek kan nie onthou nie, maar dit was 'n goeie een. Maar dit het daar ook daarop neergekom letterlik soos wat was dit? Ag nee, Shana, jy moet dit kry. Dit was 'n funny een. Dit was 'n baie funny een. Maar as jy so daaraan dink, soos jy letterlik kom by die huis met iemand wat jy nog nooit, soos jy letterlik weet niks van hulle nie. En as ek nou moet terugkyk waar ons nou is, het ek al so confident geraak in hoe ek 'n ma vir haar moet wees, want jy ken haar letterlik nou van voor tot agter, soos jy weet presies. Okay, next update. A marriage update. So, hoe gaan dit met Bernard wat terug is en hoe sal jy sê gaan dit in julle huwelik en dan sal ek ook bietjie sê soos my update gee. Ek dink in die begin was 'n bietjie challenging. Soos nie dat ek hom nie wou gehad het nie, maar ek was so lank wat dit net ek en die kids was. So ons het half soos 'n routine en 'n ritme gehad van dinge doen. En toe Bernard nou hier is, obviously is dit nou soos hy het baie verander, ek het baie verander en nou sit om weer by mekaar. Dis nie dat ons nie lief is vir mekaar, glad nie. Dit is net soos dit voel asof ons weer mekaar moet soos leer ken. So in die begin was 'n bietjie challenging en toe hy land, toe sy soos nie vir 'n week hier nie, toe raak ons siek. Ja, ag, dit het ons vark gehad en toe is dit laat het ons griep en toe is dit laat het ons 24-hour stomach bug en so dit was net asof ons nie tyd gehad het om net eintlik rustig te wees en nou julle nuwe groove te kry nie. Ja. En nie net dit nie, soos
obviously ons is 'n baie close familie, nee. So die feit dat ons mekaar elke dag sien en alles, Bernard is soos what the hell? Maar dis net, hy's nou gewoond aan, nou pla dit hom nie, maar in die begin het dit nog gepla, want of nie reg gepla nie, dit was Dis net vreemd, en nuut, want ook, nou moet hy julle weer leer ken. Ja. Ek sê leer ken, maar dit is soos, julle het hom 2 keer gesien in 6 jaar, 3 keer gesien in 6 Dit jaar. is nog steeds, soos as jy met vergelyk, sê nou maar julle wat hier kom kuier het, hoe jy dan met mekaar interact en as jy actually saam lewe, dit is 2 verskillende goed tog. So, soos, dit is anders die manier hoe ons met mekaar was as julle net kom kuier het. Nie noodwendig in 'n slegte way nie, maar dis verskillend. Soos as jy wat nou weer in mekaar se spasie lewe en jy moet mekaar se goedjies leer ken. En die ding is, soos, ons het julle nie geken as 'n getroude kappel, Ja, julle het julle ons nie geken as 'n getroude kappel nie. So, maar ja, ek weet nie, ons was goeie vriende nog soos voordat ons getrou het en al. So, ja, ek weet nie, so dis die update, maar nou gaan dit goed. Melk het gisterand by my ma geslaap. Dis lekker. En Nini, ons het kon one-on-one tyd saam met Nina spandeer. So Dis dit was lekker. Ek probeer dink wat is my update met my en Michael, maar ek weet nie eintlik, ek kan nie dink aan enige updates wat ek het behalwe dat ek voel ek weet nie, die werk goed en alles voel ek het half die laaste tyd baie overshadow. So dis nie regtig dat ons tyd uitsit om aan ons huwelik te werk noodwendig nie, want ons is so gefokus op al die ander veranderinge in ons lewe op die oomblik. Maar ek sal Maar julle hou redelik baie date nights, of nie? Ja, Baie nie, ons soos julle dis iets wat ek moet sê is die verandering wat onlangs in ons lewe gebeur het, soos het op 'n stadium soos hoe kan ek dit sê? Nie ek was kwaad vir Michael nie, maar daar's goed wat ek moes deurwerk en Michael sukkel partykeer om my emosies te verstaan en ek dink dis iets waaraan ons dalk op die oomblik werk is. Daar's sekere goed wat nie vir hom so realiteit is soos wat dit vir my is nie, want hy het nog nooit deur dit gegaan nie. So om nou net kind of soos vir hom te probeer laat verstaan, okay, jy weet dalk nie hoe ek voel nie, maar hy nog steeds so simpatie en empatie, want ek dink dit is ook iets waarna hy probeer werk is om bietjie meer simpatie met mense te hê, soos, hoe kan ek dit verduidelik, nie dat hy nou emosieloos is nie, maar verstaan, hy vind dit moeilik om met mense, is dit empatie of simpatie, as jy soos met mense, wat is die woord? empatie. Ja, so hy kan, ek weet nie, ek dink is empatie, maar in elk geval. So, ja, daar's baie emosies wat ek nou obviously moes deurwerk, want ek doen ook nie regtig goed met verandering nie. Soos, verandering was nog my hele lewe lank vir my moeilik. Ek weet nie of is dit omdat ek soos 'n perfectionist is. En dan soos, as iets change, beteken dit jou hele routine moet verander en jou beplanning moet verander en dis vir my baie rof. En, ja, so hy verstaan dit nie altyd so lekker nie, want sy persoonlikheid is baie meer soos op die ingewing van die oomblik, so vir hom is verandering nie so erg nie. So ja, toe het ek en hy bietjie vasgesit oor dit en dis ook hoekom ons daai een aand regtig 'n date night gehad het en nie noodwendig wat ons net op mekaar gefokus het nie, maar wat ons regtig eintlik op die Here gefokus het en I mean daar's baie leuns wat die duiwel vir my kon vertel het, want ek voel ons is besig om nou soos die Here te vertrou en te gehoorsaam en te doen wat sy plan is vir ons lewe. So die duiwel probeer alles om, ek kan nie vir jou vertel hoeveel keer van dat Michael die nuwe werk aanvaar het, wou ek al teruggedraai op my keuse, as ek dit so kan sê. En dis curveballs wat die duiwel nou bly na ons kant toe gooi die hele tyd. En dis tough, so dit voel asof ek heeltyd on guard moet wees, as ek dit so kan sê. Dis heeltyd soos wat nie meer dit wolfie. Ja, dit voel nie of ek net kan relax nie, soos ek moet heeltyd alert wees, soos Julle is in battle op jou. ja, so en dit is vir my baie tough. Veral, dit klink nou flippend stupid, maar om postpartum te wees, voel ek is stressvol genoeg op sy eie. Dis is 'n warzone op sy eie. Maar ja, so ek sal sê, maar dit is een van die groot redes hoekom ons nou die on-date night ook gehad het, is want, en ek dink, soos wat ek en Michael gepraat het, en soos wat ek my frustrasie met hom gedeel het ek en hy begin besef, daar's leuns wat die duiwel vir my kom vertel, en ek is besig om dit te glo, sonder dat ek het agterkom. Dom voorbeeld, hoeveel keer het jy nie al vir my gesê, kom werk
daar by my of wat ook al kom sit daar en werk nie. Dis 'n sensitiewe Ja. subject. Maar so nou die ding is ek is iemand en my persoonlikheid, dit is net weer regtig wie ek is soos as iemand ek wil nie 'n las vir iemand wees nie. Ek wil ook nie hulle moet voel ek is heeltyd in hulle spasie of ek pla hulle nie, nê. Nou die duiwel het regtig gekom en my soos oorreed dat as ek daar kom sit, gaan ek eintlik net in julle pad wees. Soos ek gaan julle verstaan en dit is nie die waarheid nie, maar ek het nodig gehad vir my en Michael om regtig oor dit te praat, vir my om te besef, okay, maar dis nie die waarheid nie. Julle soos want toe sê ek ook vir Michael, maar dit voel niemand wil my daar hê nie, maar al het jy al 10 keer vir my gesê ek moet daar kom sit en werk. Dit is regtig die duiwel wat inkom en net soos want die Here weet ek gaan mense nou nodig hê want ek soos kan nie nou alleen by die of ek wil nie alleen by die huis wees nie. So nou gebruik die duiwel dit dat ek eintlik alleen glo en aan myself isoleer. Waar jy het al 10 keer vir my gesê ek kan ook kom sit en werk, verstaan? Dat ek jou volgende keer sê, by die hand vat en sê, kom Anke. Ja, blykbaar so. Maar ja, so dit Wag even kyk af wat jy vandag agterna kom. dis nie wag. Ja, so ek dink dit is my en Michael se kind of huweliks update is op die oomblik try ons het al die verandering navigate. En ja, ons probeer net nog steeds vir mekaar tyd maak en soos nie ons fokus baie op Keiram, ons try ook vir mekaar tyd maak. Soos ons het wat ons begin doen het as ons gaan draf het, ek nou nie die laaste keer nie, maar die vorige paar kere het ek my oorfone nou by die huis gelos. So dan gebruik ons die draftyd om regtig te gesels en dit het eintlik vir my soos lekker geword om soos dan sien ek so uit vir die draf en dan sê ek soos okay, maar ons gaan nou chat, verstaan. So ek dink dis wat ons moet try doen is om goeie ouers te wees, maar nog steeds tyd vir mekaar te maak. En tyd vir die Here te maak. En die ding is ook ek dink want soos wat jy sê ons is 'n baie close familie en dis vir ons almal baie lekker om heeltyd goed saam te doen, maar ek dink mens moet dan ook net onthou om nog steeds daai alleen kwaliteit tyd ook uit te sit. Maar ja, ek love dit om goed saam familie te doen. As ek wil elke dag goed saam familie doen, maar ek Dit is dink al soveel keer wat ek soos kom ons sê byvoorbeeld soos nou die aand toe sê julle sou 'n date night of iets gehad het en toe ek weet jy toe ons almal by jou ma. ja, Shanai. maar dis maar net soos Nee, ek love dit ook om so by familie te wees. Dit is vir my baie Ek lekker. het vir my ma gesê so stupid idee om uit te trek. Ja. Okay, so Op daai drafnoot, ja. hoe gaan dit met jou fitness? Ek sal sê op die oomblik voel ek 'n klein bietjie stuck. Ek dink dit Soos kom nou progress stak of soos geniet nie die oefening op die oomblik nie? nee, ek sal sê progress stuck, maar ook ek's bietjie moedeloos met hierdie heeltyd siek wees ding. Soos dit voel elke keer vir my ek kom in 'n groove en dan versus raak ons weer siek of ons raak verkoue of my neus loop of met ons nou nog. ja, ons gaan daai's 'n baie sensitiewe saak vir my. Jesus, ek wil net hierdie dom draafprogram klaar kry, maar Ons het dit eintlik al klaar gekry, maar nie soos ons het nie al die blokkies afgetik nie. Ons het net 'n 10 gaan hardloop. So eintlik het ons maar die daai program- 10 was eintlik vir my baie moeilik. Soos ek wil hê as ek hierdie program klaar maak, moet 'n 10 vir my kan soos doable wees. Ek wil nie ek moet voel ek gaan dood neerslaan na die 10 nie, verstaan? Jy nie toe ons Nee, ek kon nie my bene voel toe ek daar gaan sit en hulle bring vir my daai klein, ek weet nie Energite of whatever, toe ek is checked out, so ek is baie moeg. Maar ja, so ek sal sê met fitness verder gaan dit goed. Ja, met die siek wees heeltyd is net dit is defeating, want dan elke keer dan voel ek ook in die gym is soos ek bou nou my weight en goed op, soos ek doen progressive overload en whatever en dan sit soos raak siek vir 3 weke, dan moet ek nou weer van voor af begin want ek kan nie net aangaan waar ek opgehou het nie. En ja, ek weet nie, ek dink die draf het ook mentally vir my soos regtig meer gedoen as wat ek gedink het. So elke keer as ons nie gaan draf vir 2 of 3 weke, dan kan ek voel ek soos in 'n damp. Ja, en vir jou? Ek dink dieselfde, soos vir my is dit net mind-boggling waar ons vir soos maande lank gedraf het. Toe is ons vir 3 weke af en nou kan ek skaars 5 kg hardloop. 5 kg En ek meen ek het soos okay, ek het nou nie vinnig 'n 10 gehardloop nie, maar kom ons sê ek het 7 minute kilo gehardloop vir 'n 10 en nou kan ek nie eers 8 breek met 'n 5 nie. Soos dit voel vir my soos
ek het so hard geoefen en nou is dit net. Maar ja, die eerste keer wat ons weer 5 gehardloop het, toe kon ek hom nie aan een doen nie, toe stap ek soos 2 keer. En toe nou die dag toe hardloop ek en jy. Hoe was dit vir jou, by the way? Ek moet sê, toe ek hier kom, my bene was Dit was vir my ook seer. nog. En weet jy Ek het vir Michael gister gesê, dit was eintlik vir my flippend moeilik. Dit was vir my ook baie Weet jy hoeveel keer moes ek vir myself sê, Anke, hou net aan, hou net aan, hou net want aan. daar's 'n paar keer dat ek so wou geloop het. Ja. Maar hoe ek weet, dit was vir my moeilik, is ek en jy kon nie praat terwyl ons hardloop nie. Waar As ons moes gepraat het, sê ek nie dit aan een kon doen nie. Soos Maar nou regtig is ek op 'n punt van soos, okay, ja, dis frustrerend, maar hoekom doen ek nie eerder 'n paar weke terug in die program, wat dit so sê, draf 10 minute, loop 2 minute, of draf 15 minute, loop 2 minute, en bou dit weer op, as wat ek nou myself druk om 'n 5 of 'n wat ek al te hardloop, en dit braak nie vir my lekker nie, dan hou ek op. Ja, ek hoor So wat jy ek sê. weet Ja. nie, ek is in daai, Ek hoor wat jy sê. Ja, ek weet nie, ek voel met die eetery soos ek weet nie, ek sukkel ook die laaste tyd. Ek weet nie of was dit nou die weer of wat. Ek weet nie wat gebeur het nie, maar jy weet hoe streng was ek op myself met die eetgoed en die calories en alles. En die laaste tyd is dit net soos ek het ook vir Michael gesê ek het hom nodig om soos ons moet mekaar aanmoedig en accountable hou, want dit help ook nou nie soos ja, ek wil jy moet jou brownies by jou koop, maar soos dit maak dit vir my ook moeilik om dan Het jy geweet 5 brownies bestel? Ja, ek het gehoor. Maar ek gaan dit vir hom 4 gee want ek gaan nie nou vandag bak nie. Ja, nee, So julle moet net raai. maar hy het nou, ek sal nou vir jou vertel van dit, ek wil dit nou nie opnoem nie, maar O. in 'n geval. Maar ja, so ek het net vir hom gesê soos ons moet mekaar accountable hou en vir my was dit baie makliker toe ek en hy dit saam gedoen het om op trek te bly. So ja. Dit was vir my lekker. Ek onthou soos en jy het ek dit was voor Bernard gekom het, want vandat hy gekom het, ek het sterk gestaan vir soos 2 dae en toe daarna toe sê ek soos so ja, dis 'n nuwe ding wat ons soos moet uitfigure, want dit voel vir my toe ons in julle, wel ek en julle soos ons was baie streng op soos calories en ja. ons eet middagete saam of wat ook al. Waar nou is dit vir my soos ek weet nie, ek sukkel soos daar's kos en soos daar's vleis en daar's rys en al die goeders, maar dis asof ek net nie so ek moet meal prep. Ek dink meal prep is maar jou beste opsie. Okay, 'n faith update. Waar sal jy sê staan jy op, of hoe gaan dit op die oomblik met jou? Met jou faith. Dink op die oomblik is ek en die Here op 'n goeie plek. Dis goed om te hoor. Ja, ek dink soos daar's baie soos goeders soos werk related en soos hierdie hele die feit dat Bernard hier is soos 'n walk in faith moment. En ek voel daar's baie goeders wat die Here of nie een groot ding wat die Here besig is om met my te werk is soos ek moet actually ander mense lief hê. Soos nie net soos ek sê vir Bernard daar's 'n verskil tussen liefde wys en actually die persoon lief te hê. Soos wat die Here hulle lief het. En so die Here is besig met my met dit. Dis challenging want hulle druk al my knoppies. Maar ja, so Maar is dit nie amazing soos of amazing is seker, ek weet nou nie die regte woord nie, maar die Here wys so vir 'n mens uit waar jy nie up to standard of nie up to standard is nie, maar soos waar jy, hoe kan ek dit verduidelik? Ek wil nie sê die Here wys jou flaws uit nie, want dit is, maar hy is eintlik so goed daarin om vir jou te wys hoe hierdie is iets waaraan jy moet werk, want ek weet nie, iets wat nog altyd al vir my moeilik is, of nee, ek gaan nie, dis way te diep nie, ek dink ek wil nou oor dit praat nie, dit is 'n topic vir 'n ander dag, maar dit kom net ook daarop neer, dat soos die Here is so goed, dan partykeer dan sê ek soos regtig, Here, soos ek weet hierdie is 'n fout van my, maar ek wil nie nou aan dit werk nie, los my net uit, en dan bly hy net soos, maar dit is presies hoe hy jou kry om meer soos hy te lyk, is hy wys vir jou hierdie goed uit, en hy werk in jou hart om aan dit te wil werk. Maar hy's gentle. Ja, maar dis hoekom ek nie wil sê ja, die Here wys jou flaws uit nie, want hy doen dit op so 'n mooi manier Dis soos eintlik. imagine wel dis hoe hy met my werk op die oomblik is. Soos dis net soos goed dat hy my
kop inkom en dan sê ek soos ek maar ek weet dis Here wat my kan of aanvat. Maar dis soos kom ons sê byvoorbeeld jou skoene pas nie by jou hemp nie. Sis, Shanai. Sorry. Maar dan sal dit soos okay. Dink jy daai skoene is die regte Ja, die regte fit. Soos dink is dit hoe jy wil. Verstaan jy soos hy Hy sê trekkies gaan trek aan 'n skoene Ja, aan hy nie. sê soos hoor die nee susters disgusting getrek aan 'n skoene. Hy sê net so dink jy. Ja. En dan sê ek ja, okay. Ja, maar dis presies my ding, is soos regtig Here, maar dan is dit ek weet ek moet aan dit werk. Nee, ek dink vir my ook die Here challenge of my geloof word baie ge-challenge veral vanuit Michael na 'n ander werk gekry het. Wat ek regtig is want hier's die ding is ek dink baie mense dink as die Here iets op jou pad stuur, as jy gehoorsaam is aan hom, gaan dit smooth sailing wees en ek het hierdie al gesê jy dink dit gaan maklik wees, dit gaan moonshine and roses wees, alles gaan so lekker wees en wat ook al. En ja, dit gaan ook lekker wees en wat ook al, maar dit beteken nie nog gaan nie challenges wees nie. En soos nou, dit voel regtig vir my, dis iets waar ons baie gebid het en ons het gevoel dit is wat Michael moet doen. Maar vandat ons daai keuse gemaak het, was dit nog nie maklik nie. Soos regtig, hy sê, ek vra vir hom, is jy excited om soos te gaan werk volgende maand daar, en hy soos, dis regtig soos ons wat die Here gehoorsaam, soos dit is nie, alles wat daarmee saamkom, soos hy wat gaan moet ry vir werk en daai goed, dit is nie maklik nie en dit is nie lekker nie. Hy gaan ook baie minder tyd met Kyra hê. So alles wat met dit saamkom is nie soos dis net die great geleentheid van die Here af, maar dit beteken nie dis moonshine and roses nie en dit het my geloof baie ge-challenge. Want dan sê ek soos Here regtig, U weet waardeur ek mentally gaan. U weet hoe ek sukkel soos en nou moet Michael nog ry vir werk. Soos net om hom in dieselfde dorp as ek te gehad het my soos peace of mind gegee. So ek en die Here het vanaf Michael die werk aanvaar het ek en hy nogals regtig soos in 'n pad gestap. En 2 weke terug of wat ook al, toe ek by my sussie was vir naals, toe ek net soos 'n dag gehad wat net nie soos ek het net vir gesê ek weet nie hoe gaan ek dit doen nie. Soos die Here het nou die geleentheid gestuur, maar vandat ons die keuse gemaak het, wil ek nie meer hê, soos ek wil nie meer dit doen nie. Soos ek is nou spyt oor dit. Maar hoe meer en meer ek dit begin, soos daai gedagte in my kop ingekom het, hoe meer het ek besef die duiwel probeer nou alles doen sodat ons teen dit besluit of dat ons eie plan probeer maak om iets anders te doen of wat ook al. Maar in elk geval, toe was ek nou by my sussie en ek sê vir ek gaan hierdie kan doen nie, ek weet nie wat ook al. En ek moet sê, dis nou 2 weke later en gister was ek weer by my sussie, laat sy gaan my naal regmaak. En sy vra toe vir my, hoe gaan dit met my? En ek sê, dit gaan eintlik goed. Soos, ek voel die Here het regtig hierdie laaste 2 weke so my hard gewerk en my prepare en goedjies op my pad gestuur, dat dit vir my lyk, okay, maar jy gaan okay wees as Michael nie is nie, verstaan? Wat, as jy my 2 weke terug moes vra, sê ek gesê, weet nie, hoe gaan ek dit doen nie. So ja, ek en die Here is besig op 'n journey, maar ek sal ook sê, soos, ek sukkel, daar's party daar wat ek regtig struggle en soos, nie fight met die Here nie, maar soos, wat is die woord, soos ek, Klobel. ja, maar soos, of ek weet nie wat die woord nie, maar soos ek sukkel, regtig ek sukkel. En ons daar party daar wat ek regtig net weet, maar Michael doen ook 'n baie goeie job om my soos heeltyd te remind, soos wie is ek nou eintlik? Okay, en dit klink nou baie lelik, maar dis baie waar en dit is wat jy moet hoor van jou partner af, is soos wie is jy nou eintlik om kwaad te wees vir die soos want ek het gevoel regtig Here, soos U weet waardeur ek gaan mentally, hoekom moet Michael nou na 'n ander dorp gaan werk en goed. Toe het half gevoel die Here skuld my iets, maar eintlik is hy besig om ons te bless, maar die duiwel vat al daai joy van my weg. So ja, ek's op 'n journey. Maar Ek het daar meer hele prentjie in my kop van soos as jy nie die Here by jou het nie, gaan jy nog steeds deur moeilike tye, maar alles is op jou. ja. Waar as die Here soos as jy glo in die Here en soos hy saam met jou dit en jy gaan deur 'n moeilike tyd, dan is dit soos maar hy figure dit vir jou uit. Maar weet jy wat iets waarmee ek verskriklik struggle is? As ek deur iets moeiliks gaan, dan en ek voel ek's kwaad vir die Here, dan sit vir my
of ek raak menslik raak ek kwaad en upset en dan voel dit vir my maar nou wil ek nie met die Here praat nie, maar dis presies wat die duiwel wil hê. Is soos hy wil hê jy moet dan moet skeiding tussen jou en die Here kom en dis so partykeer moet ek my stubbornheid net los. Soos weet jy hoeveel keer was dit al dan bid ek en Michael in die aand en dan sê ek nou upset, soos ek's nie op 'n goeie plek nie en ek is nie happy nie. En dan wil ek nie bid nie. Soos dan wil ek regtig net nie bid nie. En dan sal Michael bid en dan wag hy laat ek moet bid en dan sê ek net soos amen en dan gaan klim ek in die bed. En dit ja, so dis moeilik. Dis moeilik om met die Here te praat as jy voel soos jy word ingedoen of wat ook al, maar dis presies eintlik wat die duiwel wil hê. Maar wat 'n mens eintlik moet doen is as jy voel jy word ingedoen al dit is dan sê jy dit vir hom. Soos jy kan met hom praat soos wat jy met Michael praat. Verstaan want hy het hierdie emosies create. Verstaan so. Ja. En ek meen dit is verhouding as jy en Michael beklei of ek en Bernard beklei en ons praat net nie daaroor nie of ons kry die stilstype, soos dit is nie iets wat opgelos gaan word nie. Waar as jy met die Here praat soos wat jy met 'n vriendin of jou partner of wat ook al of jou ma of jou pa sou praat, dan is dit hoe dit resolve word. Ek weet nie. Maar dis ook iets wat die Here vir my in my persoonlikheid uitwys en nie net met my verhouding met hom nie, maar met ander verhoudings ook is en ek's nog altyd so en dis nie 'n verskoning nie, soos ek wil aan dit werk. Is ek shut down as ek met iemand soos as ek kwaad is vir iemand. Soos ek onttrek myself heeltemal, wil nie met hulle praat nie en ek weet dis nie reg nie. Soos en I mean dit het al baie probleme in my en Michael se huwelik veroorsaak omdat ek so is. En dis partykeer hoe ek is in my verhouding met die Here ook, is soos, as ek kwaad is, dan is ek kwaad, en ek wil nie met hom praat nie. Maar soos jy sê, in moeilike tye is jy eintlik supposed om op die Here te lean, waar die duiwel veroorsaak eintlik dat dit 'n wedge tussen my en die Here, verstaan jy wat ek sê? So ja, I don't know. Ons sal nou maar sien wat gebeur, maar ek moet sê ek is nou al op 'n baie beter plek en I mean, daar gaan nog steeds moeilike dae wees en ek gaan nog steeds soos, ja, maar ek gaan net, ja, ek voel die Here het al klaar my bietjie help groei in dit, so. En julle gaan see toe. Ja, ons gaan see toe, ons ry môreoggend, so ek is super excited. Ek het Michael net gesê, voor hy nou begin by die nuwe werk, soos, ons wil net 'n paar dagies weggaan, al is dit net, want ek weet met ons baby moon ook, het ons regtig eintlik dit gebruik om op die Here te fokus en ons het soos 'n kursus, een of ander Bybelkursus dingetjie gedoen terwyl ons daar was. En toe ons teruggekom het, ons het dit eintlik hanteer soos 'n regte vakansie waar ons heeltyd soos goed gaan doen en gaan uit eet en ons het regtig by die huisie gekuier en gefokus op ons huwelik. Want ons baie goed waarmee ons gestruggle het met swangerskap saam en wat ook al. En ek dink dis wat ons nou weer wil doen is regtig om hierdie paar dagies, want dit is regtig net 'n paar dagies, maar om dit te gebruik om net soos onsself op te set vir hierdie nuwe stadium, want ja, dit gaan nie net smooth sailing wees en ons, ja, I don't know, maar ek's baie excited, ek's excited om vir Kyra see toe te vat. Ek kan net daai lyfie vat. Ek kan nie wag nie, dit gaan, ja, ek sal baie foto's neem. En besigheid gewys. Ja, ek wil net sê, jy maar jy kan eers gaan. So met my saam, ek en my ma's besig om Ocean Active heeltemal te rebrand. So ek's baie opgewonde. Ek dink sy moet nou nog net 'n rekkie in die top sit en dan is die eerste set klaar. En dan gaan ek kyk om die einde Oktober wil ek iemand kry vir my. Ek weet dis Nancy se verjaarsdag, so nie worry nie. Ja, wel net sê. Ek gaan iemand kry om te kyk of kan hulle vir my die mark gaan doen. Laat Ocean Active Exposure die 31ste. Wow. Die 31ste Oktober. So dan wil ek kyk om Ocean Active se klere daar te gaan neersit of wat ook al. En ja, dan is ek baie opgewonde. Soos my ma maak regtig soos sy sit daar bloed, zweet en trane daarin om hierdie goed vir my te maak en James het nou al 10 keer die goed gechange want ek het, toe sê ek het vir mamma ek's jammer, maar ek wil nie iets out there sit waaroor ek, soos waarop ek nie trots is nie. Sy nee, sy stem saam, so sy het daai ding al 10 keer losgetrek en oorgedoen en so, dit lyk is dit oulik, ja, so nee, ek's baie opgewonde oor dit, maar ja, dis my enigste update met werk saam. Ek dink vir my op die oomblik, soos ek traai regtig net groei in my werk, soos,
en ek dink dis wat ek vir my baas ook probeer wys is, soos jy kan my met meer responsibility vertrou. Maar in the meantime wil ek fokus op Ocean Active en ja, dis waar ek nou is. So, En soos content en daai goeie. Content, ja, my content het die laaste tyd nogals baie, soos nie my content nie, maar soos ek werk met baie meer brands op die oomblik. Die vrou by wie ek my hare doen, vra my gister, waar kry jy tyd om al die sosiale media goed te doen, soos geniet jy dit, of nie geniet jy dit, maar soos maak dit jou nie moeg nie, soos ek soos, nee, ek love dit, soos dit is my passie, soos ek sien dit glad nie as werk nie, vir my om 'n video te maak is, so by the way, ek moet jou video vir jou airdrop, ek het hom geëdit, maar ja, so, dit is net, ek love dit, soos ek sal, as ek kon, sê ek dit alwees wat ek sou gedoen het in my lewe, maar ja, dis nog nie consistent genoeg dat ek soos kan sê, okay, dis my maandelikse inkomste nie verstaan. Maar daar het al baie meer opportunities op my pad gekom. En ek dink ek's nou baie meer confident in 'n soos as 'n creator, waar as 'n brand nou, soos 'n paar maande terug, enige persoon wat net 'n collab of wat ook al wou doen, sou ek doen. Al is dit glad nie, al was dit 'n, kom sê, iets wat glad nie resonate met my audience of die content wat ek Iemand maak. wil hê jy moet 'n Ek weet nie die randomste ding, soos kom ons sê security kamera adverteer. Ja, dan sal ek dit nou adverteer want dis geld, of hulle stuur vir my iets verniet of wat ook al. Van nou voel ek sal baie meer confident in wie ek is en soos ek het nou 'n baie meer closer koneksie met my audience dat ek weet wat hulle sal wil kyk en nie wil kyk nie. Maar bygesê ook as 'n brand my nou vra wat my rates is, ek gaan nie vir hulle sê soos ek's confident in my rates en ook ek het nou al met 'n paar companies gewerk, so nou weet ek al soos hulle partykeer dan try hulle soos half lowball en verstaan, so ek leer baie, maar ja, ek's nou al baie meer confident in wie ek is as 'n creator en ek love dit, dis soos my ultimate passie, so. So Ja, en ek soos my groot ding is en ek weet op 'n stadium, Michael, ons het gister daaroor gepraat. Toe sê hy, op 'n stadium met jou ouers was hulle soos baie soos ge-worried oor my sosiale media, want hulle, ek weet nie, ek sal ook sê daar's 'n groot shift nou, soos in die content wat ek altyd create het en die content wat ek nou doen. Maar hulle was altyd baie ge-worried oor my sosiale media en gevoel soos half ek weet nie of hulle gevoel ek's 'n ander mens online as wat ek is in regte lewe of wat ook al nie. En toe nou die dag het jou pa ook na my toe gekom, toe sê hy vir my, ek wil net jou sê, soos ek het hierdie consens gehad, maar jy het my regtig verkeerd bewys. So ek sê, wow, dis nice. Want dis 'n groot ding, ek wil graag as mense my in persoon ontmoet, met hulle kan sê, hoor, ek sien selfe mense op video's as wat ek in persoon is, en meer as dit, ek wil my sosiale media gebruik om die Here se naam groot te maak, en ek dink dit is hoekom hy my die platform gegee het. Dit is nie net om flippend doeke en goed te adverteer nie, dit is om oor hom te praat en te getuig van wat hy in my lewe kom doen het, en ja, ek maar jy het 'n huge update, so ons los die beste vir laaste, so gee jy update. Ag, ek het nie eintlik iets. Jy het eintlik iets goeie met 70 koekies. Shanay letterlik in die laaste hoeveel? Hoe lank? Ek het nog elke naweek uitverkoop. Maar jy het in die laaste maand Eintlik die laaste minder 2 as 'n weke maand 70 koekies 70 koekies verkoop. Dis mal. Dis crazy en dis amazing. Ja, so ek is heavy excited. So by the way, as jy nie geweet het nie, Shanay doen gourmet koekies. Ja, met en staf binne. Gister raak hy Michael, hy sê daar's vroekie. Ek sê wat Michael? En ek tog hy wys iets in die pad. Ek sê wat? Dis sit daai dingetjie en ons en hy sê toe dit afwys, hy sê daar gaan vroekie. Ja, so vroegie is 'n flippin lekker koekie. Dis flippend oulik. Ja, I don't know. Ek het 'n hele ruk terug toe ek soos koekies gebak, maar dis asof dit net nie vir my, ek weet nie, dit was net nie die regte tyd nie. Ek weet nie hoe om te verduidelik nie. En toe nou die dag, toe sê ek soos ek moet iets doen, soos ja, yet again 'n geloofsaak, alles. En hierdie kom eintlik ook, hierdie is eintlik ook half 'n getuienis van soos jy wat eintlik by soos daai ander plek sou gewerk het, wat sou moes borsvoed opgee en alles, en hoe ons gebid het en goed, en toe praat ek emosioneel net hier dit opbreek. toe praat ek en jou pa, en toe soos eintlik hoe alles gebeur het, dis eintlik ook 'n getuienis, soos dis regtig net, ja. Maar soos dis heeltemal te lank om nou daar te Ja, praat. ja. Maar toe Maar vertel van jy wat gebid het oor, jy het vir die Here gesê, soos as hierdie van hom af is,
dan moet dit uitwerk en as soos vertel. So ek het okay, going back het ek het die kombuis oorgevat by my maale. En by Frontizo het ek die kombuis oorgevat en ons het goeders gedoen, maar dit het nie regtig soos verkoop nie. Soos dit sal 1 week super goed gaan, die volgende week is daar soos nie een persoon wat iets bestel nie. Maar die tipe goeders wat hulle gedoen, soos wat ons verkoop het, was ook nie vir my lekker. Dit vir my gevoel dis nie iets wat ek soos wil doen nie. Dis maar nou net soos For the sake of it. ja, en I mean, ek gaan dit nou maar sê soos groente. Ons het soos klaargemaakte groente, soos gaar groentes, soos 'n boerekos wat ook al het ons verkoop. Maar dit het vir my gesê, dit het vir my gevoel dis nie ek nie. En dit resonate nie met jou Dit resonate nie. nie met my nie, maar yet again ons doen dit want soos Frontizo kort die inkomste ook. En toe het ons begin met brownies en fudge wat ons verkoop het en toe het ek eendag net besluit ek het soos net vir my ma gesê, weet mamma wat? Ons gaan kom my koekies maak of ons gaan dit maak werk of dit nou super stadig gaan net begin, hier is iets wat ons want ek het heeltyd soos ek sê 'n paar maande terug het ek koekies gemaak en toe sê ek net soos nee maar iets is nie reg nie soos en die timing en alles en toe ek so 2,5 weke terug my kop op het sit, dis ek het soos all out gegaan, ek het Checkers toe gegaan, ek het klomp goed gaan koop en ek is net soos ons moet hierdie maak werk, soos bemarking, alles. En hoe ons op die naam gekom het, is dis eintlik Frontizo koekie. Ek wou ook sê dit kan ook werk Frontizo koekie. Dit is eintlik 'n Frontizo koekie en die slogan is flippin lekker. En dit gaan altyd kante toe. Dis 'n Frontizo koekie en 'n flippin lekker koekie. Ja, Dis soos 'n broekie. Ja. En ja, dit het net vir my gevoel vandat ek die eerste bak koekies gemaak het, die aantal floppies wat ons gehad het, dis asof die Here net soos ek weet nie hoe te verduidelik nie, net soos deur my werk en soos dit klink stupid, maar soos dis asof hy die koekies bak. Dis Want heilig, ja. ek kan nie vir jou sê hoeveel keer die vorige keer het ek koekies gemaak en dan sit soos nee maar hierdie flop en hierdie doen dit en hierdie doen dit. Waar nou is dit net soos Dit is nog steeds bietjie trial and error, maar dis asof dit net soos daar's 'n error en dan soos dan change jy iets en dan werk dit. Ja. En dan dis nie heeltyd dat dit soos die een ding op die ander ding op die ander ding is nie. Ja. So dis ek weet ja, dis net amazing. Soos iets stupids en ja, toe ek die oond aansit en ek bak my eerste koekies, soos ek soos hierdie goeie soos dit werk. Ja. 'n random resep wat ek gekry het en dit werk net. Ja. En in daai oomblik toe kyk ek, toe is somehow die fan van die oond aan. Waar al die vorige keer het ek nie oond gehad met 'n fan nie. Ja. Maar hierdie keer was die knoppie was aan, soos en ek het hom nie aangesit nie. Verstaan? So dis net asof Klein goedjies. Ja. klein goedjies wat soos werk. Maar ja, Dis so ek amazing. verkoop gourmet koekies. Dis amazing. Ek verkoop al elke naweek uit. Ja. Ek vat bestellings. Julle kan my gaan kyk op Instagram. Maar ja, Dis amazing. En ja, ek's net so bly vir jou en regtig van hoe amazing dit gaan. en dis soos so ons is nou obviously by Frontizo. Ek het gisteroggend gaan koekies aflaai vir die naweek. Ek is gisteraand uitverkoop. Ja. So jy En- moet weer koekies Ek moet bak. weer koekies bak. En net die feit soos ek het dit by 'n ander plek ook gaan aflaai en hulle soos ja, hierdie is die laaste keer wat ons consignment gaan doen. As hierdie nou ook uitverkoop, dan gaan hulle die volgende keer die koekies by my koop. So dis net ek my koekies net rondlos ja. en Ag, hoop dit dis verkoop. baie So nice. dis is klomp sulke goeders wat net Dis amazing. Ag, ek Ja, so bly. Ek so. so bly vir julle. Okay, is daar enigiets anders waarop jy die mense wil update? Ek voel nie daar's nog enigiets in my lewe wat regtig op die oomblik 'n update is nie. Okay, kom ons doen ons recommendation van die week. Wat is jou recommendation? Ek gaan my koekies rekomend. Ek recommend ook jou koekies, maar ek draai dink of daar nog ietsie is wat ek regtig helpvol gevind het hierdie week. Dit klink dom, maar 'n dummy clip. Dis is regtig my, soos op die oomblik. Ek het in die vorige episode ook gesê, kyk daar blou al dummy oral uitspoeg en vanoggend ook nou voor Michael al vat. Toe is ek so laat ek net daai dummy clip aansit, want anders gaan jy vandag 50 keer 'n dummy optel of jy gaan huis toe kom sonder 'n dummy. So ja, ek sal maar dit recommend. Ek sal volgende week 'n beter recommendation hê, maar op die oomblik het ek nie iets nie. As jy jou dogtertjie se hare met daai plastiek rekkies vasmaak, né?
dis baie moeilik om dit uit te kry en dis vir hulle seer. As jy acetone, 'n druppel acetone op die rekkie sit dan breek die rekkie af. Dis eintlik flippend slim, want dan hoef jy nie hele haartjies te trek om die rekkie uit te kry nie. Ek wil graag vir my ook van daai rekkies kry, maar ek wil van die deurskynendes Ek het kry. vir jou baie moenie koop. Het jy deurskynendes? Ja, okay, kan jy vir my 'n paar gee dat ek haartjies kan vasmaak by die see? Ja. Nou dat ons weer deurskynende bekers het. Nou moet jy actually 'n koffie klaar drink. Nog net een keer gebeur, okay. Maar ons moet vir ons ys kry vir die somer. Laat dit lekker koud Weet jy is. wat, ek like klein blokkies ys. Onthou jy toe ons begin het met die podcast, dan het ons altyd die aircon so op ons laat waai. Onthou jy daar in die kamer? Ons Yes. gaan dit weer een. Want ons het, Julle, ek kry flippend warm. ek kry ook warm, ek het gisterand met 'n kortmouth top geslaap. Met die en ek het nie een keer onder die kombers geslaap nie. Ek het onder die kombers geslaap, maar met 'n kortmouth top. O, en dis nog 'n ding wat ek eintlik gesê het nie, maar ek voel die Here is besig om te werk met as dit kom by huisgoeders. Wow. En dis iets waaroor ons al super lank bid, so ons sal sien. Ja, dat het tannie nou die dag wat ons mee ek gaan nou net lang storie kort. 'n Tannie het gepraat oor haar plekkie wat sy dalk kyk om te verkoop. En ek bly net bid en vir die Here vra soos as hierdie van hom af is, asseblief sit ons in 'n posisie om dit baie te kan koop. Dat ons nie hoef skuld te maak nie en ja, so ons sal weer as ons weer 'n live update het, hopelik is dit 'n update oor dit ook. So ja. Ja, ek weet nie hoe ek voel oor dit. Ja. Dis nog steeds darm naby. Wel, dis is letterlik 'n straat weg, maar wie so ver is dit? Ons moet hier ons koffie adverteer. Kom ons wys gou van ons koffie. Wag, ons gaan gou vir julle ons koffie wys. Hierdie is ons koffie. Ja. Dis die koffie wat ons in die huis ook gebruik, wat ons letterlik elke liewe dag drink. Jep. Ons moet onthou met die wit stickertjies net af te trek. Maar 'n meisie het nou 8 pakkies koffie, 6 pakkies koffie, 6 pakkies koffie bestel. Toe sê sy jy kan nooit genoeg koffie hê nie. Ek stem 100% saam met dit. So ja, as jy ons koffie wil bestel, stuur ons net 'n boodskap, sommer op Instagram. Sommer op Instagram. Ons stuur dit vir julle as jy dit wil kom oplaai by Frontizo, kan jy dit ook by Frontizo kom oplaai en Moet ons vir hulle sê oor die troue. ek dink ons kan. So, as jy trou, nee, en jy moet ons soos help met hierdie. As jy trou en jy het soos wil veral nou met die somer, jy wil nie warm koffie by jou troue hê nie. Ons het blikkies, soos ons Koffie in 'n can. koffie in 'n can. So as jy dit soos in cocktailuur wil gebruik of in 'n soos bak wil sit met ys in of wat ook al of ewen as mense by die seremonie inloop by die reception, dit daar in 'n bak ys sit. Maar ons doen nou nie ver plekke soos in die Kaap en goed nie. Nee, dit is nou soos Johannesburg, Pretoria. Ja, daai tipe plekke. Even Potch of wat ook al. So ja. Dis baie exciting, want dit is 'n deurskynende blikkie en ons sit koffie daarin. Ja, en dit is soos 'n koffie vir twee, soos Ja, in soos twee in mense wat twee nou mense een wat word. kry, En I mean, ja, 'n married couple moet koffie saam geniet. Exactly. Ja, en nee. I mean ons het nou nog nie die verdere details nie, maar soos as jy 'n sekere design op die blikkie wil hê, obviously gaan dit soos as dit 'n custom design is, dan gaan dit bietjie duurder uitwerk, maar ons kan custom designs op die blikkie vir jou doen. Ja, So 'n custom sticker wat jy wat ook al jy wil op hê vir jou troue. Ja. So ja, of even events ook, dit hoef nie noodwendig 'n troue te baby wees nie. showers, Baby showers kan cute wees. baby showers, wat is bachelorettes, kitchen teas, enige event. As jy koffie in 'n can soek dan. ja. Laat weet ons. Cheers vir eers, dis koffie vir twee.